Goeiedag broers en susters, ek verwelkom u met die woorde van die Here wat sê, ek die Here jou God is in jou midde, ek is naby jou. Welkom, ons is die afgelope 2 weke besig met hierdie reeks hoekom, hierdie reeks van diep emosionele kwessies waarmee ons van tyd tot tyd in ons lewe worstel. Ons het stilgestaan by wanneer ek so sielsmoeg is en die Here my daarin ontmoet. Letty het laasweek die onderskeid gemaak tussen om alleen te wees en om verskriklik eensaam te wees. En dan gaan ons vandag by 'n derde belangrike een stil staan. Statistiek wys op hierdie stadium dat die wêreldbevolking is ongeveer 8.3 biljoen mense. Nou, wat sê dit vir my en u dat ek en u is een van 8.3 biljoen mense? So dit is moeilik om spesiaal te voel tussen 8.3 biljoen mense. So om hierdie dilemma op te los, wil ek uitstaan, ek wil anders wees, ek wil spesiaal wees en spesiaal voel. Iemand het gesê, ons koester in ons harte die hoop dat ons anders is, dat ons spesiaal is, dat ons buitengewoon is. Dit gaan oor hierdie ek wie ek is. As ek in die volgende paar oomblikke vir u sou vra, skryf gou vir my neer, wie is u? Wie is ek? Hoe gaan u uself beskryf? Wat is my identiteit? Waarin of in wie lê my identiteit? Want elkeen van ons het 'n sekere persepsie van wie is ek? Wat is my doel hier op aarde? En waarvandaan kom ek as mens? Paulus skryf in 2 Korintiërs 10, ons waag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of te vergelyk met sekere mense wat sodanige dink van hulle self het nie, hulle is dom. Wat is hierdie beeld wat Paulus gebruik? Hy sê, ons vergelyk onsself met ander mense. Wat as ek na myself kyk en ek wonder, as ek myself met ander mense vergelyk, is wie ek is genoeg? Is wie ek is goed genoeg? Wanneer ek my identiteit meet volgens die verwagtinge wat ander mense van my het, en ek kom by 'n plek uit waar ek sê, hierdie mens, hierdie ek, is nie goed genoeg nie. Die Engelse sê, I don't measure up. Ek skiet kort. En ek ontwikkel hierdie gevoel van minderwaardigheid, dat wanneer ek na ander persone, na ander mense kyk, dan sê ek, maar die ander is beter as ek. Ek is nie so goed soos die ander nie. Hierdie ding kan 'n effek hê op sekere aspekte van ons lewe, of dit kan 'n effek hê op ons hele lewe. Ek kan as man, as pa kan ek voel, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie. As vrou, as ma kan ek voel, ek is nie goed genoeg nie. Die wêreld het 'n skewe prentjie vir ons geskets van die samelewing, en wat die samelewing vir ons sê, wat is goed genoeg. Ek moet 'n sekere werksposisie hê, ek moet 'n sekere duur motor bestuur, ek moet in 'n sekere woonbuurte woon, ek moet status hê, wanneer my kinders presteer op skool of op universiteit, dan is ek goed genoeg. Wat doen kinders ook met mekaar? Broers en susters vergelyk hulle self met mekaar deur te sê, weet jy wat, my broer of suster is meer geleerd as ek. Ek is nie so goed soos hulle nie. Hulle kommunikeer op vlakke wat ek glad nie verstaan nie. Hulle verdien net soveel meer as ek. Hulle is beter as ek. Ek is nie goed genoeg nie. Ek kan minderwaardig voel omdat ek nog nie getroud is nie, omdat ek nie 'n matriek agter my naam het nie, omdat ek pysies het, omdat ek oorgewig is,
En so kan ons aangaan, en ek voel die hele tyd net eenvoudig, ek is nie goed genoeg nie. Ek is minder werd as die volgende persoon, en hierdie ding is nie 'n outside ding nie, dis 'n inside ding, dit is hierdie innerlike wete, ek is nie goed genoeg nie. En iemand, 'n Bybelfiguur, wat dit ervaar het in sy eie lewe as man, is Moses. Lees bietjie Eksodus 3 en 4, waarby ons grepe by gaan stil staan, en God roep vir Moses, en Moses het al hierdie verskonings, om te sê, ek is nie goed genoeg nie. Ons lees byvoorbeeld in Eksodus 3 vers 11, wie is ek? Hierdie vraag, wie is ek? Dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. Hy vra hierdie vraag, wie is ek? Want hy sê eintlik, hierdie ek is nie goed genoeg nie, om voor Farao te gaan staan nie, om deur die Here gebruik te word nie, ek is nie goed genoeg nie. En dan worstel hy met hierdie ding, gaan mense my glo, gaan mense na my luister, want wie is ek? Ons lees in Eksodus 3 vers 13, wat is sy naam, wat moet ek dan vir hulle sê? Moses wat twyfel in homself, wat nie regtig glo in homself nie, en dan die bekende woorde. Eksodus 4 vers 1, sê nou die Israeliete, glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Want wie is ek, Moses? Ek is niemand. Ek het nie 'n naam nie, ek is nie goed genoeg nie, en dan verder gaan hy sê, ek is onbekwaam, ek is nie bevoegd vir hierdie roeping wat die Here op my lewe het nie. Want hy sê, Eksodus 4 vers 10, ag Here, ek kan nie goed praat nie, ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. Hier waar u met my praat nie, ek praat swaar in my tong, sukkel. Ek is nie goed genoeg nie, want ek praat nie goed genoeg nie. Ek gaan nie 'n goeie leier wees nie. Here, gebruik iemand anders. En dan kom God in Moses se, ek is nie goed genoeg nie, en hy sê vir Moses, ek maak jou goed genoeg. Ek maak jou bekwaam en bevoegd. God sê vir hom, Eksodus 4 vers 11, wie het aan die mense mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Dis wat God vir Moses sê in sy gevoel van ek is nie goed genoeg nie, maar broeders, het er dan ten spyte van dit. Eksodus 4 vers 13, dan sê Moses, asseblief tog Here, stuur liewer iemand anderste. Weereens, want ek is nie goed genoeg nie. I don't measure up. Ek skiet tekort. Eleanor Roosevelt het hierdie baie waar woorde gesê. Sy het gesê, niemand kan jou minderwaardig laat voel sonder jou toestemming nie. Net jy en jy alleen kan dit doen. Broer en suster, wie het ons toegelaat in ons lewe, in ons verlede, om ons minderwaardig te laat voel. En baie van hierdie minderwaardigheid kom al uit ons kinderdae uit. Kan miskien 'n onderwyser gewees het, wat dit aan jou gedoen het. Dit kan 'n ouer of ouers wees, wat jou selfbeeld afgekraak het, wat vir jou gesê het, jy kan niks goed doen nie, jy is nie goed genoeg nie, en jou die hele tyd afkraak, en beledig en verneder. Ouers wat kinders met mekaar vergelyk. Ek wens jy was soos jou broer is slim, alles wat hy aanraak, verander aan goud, hy's 'n ingenieur, kyk wat verdien hy. Jy's nie goed genoeg nie, jy is minder as jou broer of jou suster. Het kan in die werksplek afspeel, dat 'n bestuurder of 'n kollega jou minderwaardig laat voel.
Dit speel af in ons huwelike. 'n Man kan sy vrou die hele tyd afkraak deur te sê, weet jy wat, jy kan nie kook soos my ma nie. Kyk hoe jy gewig aangesit sedert ons getroud is. Jy lyk verwaarloos, ek kan jou nie meer uitneem in die samelewing nie. 'n Vrou wat haar man die hele tyd afkraak deur te sê, jy kan my nie bevredig nie. Jy's 'n loser, want kyk die min geld wat jy verdien. En dan voel ons op die einde van die dag niks werd. Ek voel niks as mens, want ek het geen waarde nie. En ek ontwikkel hierdie geweldige minderwaardigheidskompleks. En natuurlik het dit gevolge. Dit het gevolge in ons optrede, in ons dade, want broer, suster, die waarheid is, elkeen van ons wil geliefd en aanvaar voel. So wat gaan ek doen as ek minderwaardig voel? Ek gaan oorkompenseer, want ek soek mense se erkenning en aanvaarding. Ek gaan enige iets doen om dit te verkry. Ek gaan selfs groot praat van myself, al is dit nie wie ek is nie, want ek soek net die erkenning van mense rondom my. Ek gaan selfs my kwalifikasies vervals, want dit laat my beter voel oor wie ek is as mense en in die oë van ander mense. Want ek wil mense net beïndruk. Ek wil net hoor, jy is goed genoeg. Mense wat minderwaardig voel, onttrek hulle aan die samelewing. Of ek kan begin aggressief reageer vanuit my minderwaardigheid. Wat se effek het dit op ons verhouding met die Here? As ek minderwaardig voel, voel ek is nie waardig om na die Here toe te gaan met dit wat in my lewe aangaan nie, met my sondes en vir genade en vergifnis te vra nie. Want dit het 'n geweldige effek op ons lewens. Lauren Daigle sing die lied You Say. En sy begin met die woorde of die beeld wat sy sê, ek worstel hier in my gedagtes oor die feit dat ek is nie goed genoeg nie. Ek worstel met die leuns dat ek tekort skiet. Maar dan kom sy by die plek waar sy sê, You Say. Here, ek wil net hoor, ten spyte van wat ek glo en dink van myself, wat sê u van my? Wat is u beeld van my? Wat glo en dink u wanneer u na my, u kind, kyk? En Dawid gaan deur hierdie selfde gedagtes, want hy sê, ek kyk in ongeloof na wat God geskep het met sy vinger. Dit oorweldig my, ek is verstom oor wie God is, en dan in die middel van hierdie loflied in Psalm 8, dan vra hy die vraag na sy eie minderwaardigheid. Hy sê die volgende, wat is die mens dan dat u aan hom dink, die mensekind dat u na hom omsien? Die ou vertaling sê, hom besoek. Met ander woorde, Dawid sê, wie's ek? Wie is ek dat u aan my, Dawid sou dink? Wie is ek tussen 8.3 biljoen mense, Here, dat u aan my dink, want ek is niemand. Ek is nie goed genoeg nie. En dan dieselfde Dawid kom in Psalm 139 by hierdie geweldige beeld oor homself uit. Oor hoe sien God my as mens en as man? Psalm 139 vers 13 en 14. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Wat sê Dawid oor homself? Hy sê, u het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil vir u dankie sê, Here, want u het my wonderbaarlik gemaak. As ek kyk na myself as mens, die ek is wonderbaarlik deur God aan mekaar geweef en geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. As ek kyk na my lewe, ek staan verwonderd oor wie ek is
en wat ek is. Ek hou van die Engelse vertaling wat sê, I've been fearfully and wonderfully made. Dis die beeld wat God van my en u het, broer en suster. Ek is sy handewerk, ek is sy meesterstuk. Hy kom besoek my, want hy sê vir my, jy is goed genoeg. Dis hoe ek jou gemaak het. In Jesaja 43 kom besoek God die volk wat stikkend is. En hy sê vir hulle, jy's myne. En dan gaan hy verder en hy sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. Dis die beeld wat God ook het van my en u. Hy sê vir my en jou, jy's kosbaar. Ek ag jou hoog, ek ag jou belangrik. Al dink jy nie jy is belangrik nie, dat jy niks werd is nie, dat jy minder is as ander rondom jou. Jy's kosbaar, ek ag jou belangrik. Ek het jou lief. Paulus ook na sy bekering worstel met sy eie menswaardigheid, minderwaardigheid. Hy sê, ek is immers die geringste van die apostels, en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Wat doen Paulus met homself? Hy kyk vas teen sy verlede, waar hy Christene vervolg het. Hy kyk vas teen sy eie foute en tekortkominge, en hy sê, ek is nie werd nie, maar dan sê hy, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Want wie ek is goed genoeg. Die wêreld kyk na die uiterlike, die wêreld beoordeel ons na die uiterlike, maar God kyk na die innerlike. Die bekende 1 Samuel 16 vers 7, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Want hy stel net in een ding van my en u belang, broer en suster, en dis ons harte. Want hy kyk diep in ons harte. Dis wie ek is as mens. En God het 'n hart vir my. En daar's 'n wonderlike beeld in Sefanja 3 vers 17, wat God se hart vir my en jou beskryf. En hierdie beeld beskryf dat ek en jy goed genoeg is. Hy sê, die Here jou God is by jou. Hy is die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Dis God se hart vir jou. Hy sê, die Here jou God is by jou. Broeders, daar's geen situasie, geen omstandigheid waarin ek en jy kan beland, dat ek hoef minderwaardig te voel in die teenwoordigheid van ander mense nie, want God is by my. Hy is altyd teenwoordig saam met my. Of ek in 'n vergadering is tussen mense wat ek voel dat ek hoort nie eintlik hier nie. God is by my. En ek hoef nie minderwaardig te voel teenoor ander mense nie. Daar's 'n liefdesverklaring in hierdie vers wat sê, hy is stil tevrede in sy liefde. Broer en suster, ons weet en ons lees oor God se liefde, maar leef ons uit God se liefde? Het ons mekaar onvoorwaardelik lief? Het ek myself onvoorwaardelik lief? Want wat kom God hier sê? Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy sê, God se volmaakte, diep en rustige liefde is vir jou. God is so tevrede met sy kinders, dat sy liefde jou 'n volkome kalmte, rus en vrede gee. Ek is genoeg, nes ek is. En dan sluit hy af met hierdie woorde. Hy is vol vreugde oor jou. Hy jubel en juig oor jou. Want hierdie woorde is 'n lied wat gesing word oor jou. As hy na my en jou kyk, dan sê hy,
is vol vreugde oor jou, my kind. Ek jubel en juig oor jou, my kind. Dis wat ek van jou glo. Dis wat ek van jou dink. Dis wat ek oor jou sing. Kom ons vat saam. Iemand het die volgende baie waar woorde gesê. The greatest prison people live in is the fear of what other people think. Ek leef in my eie gevangenis, want ek leef die hele tyd met die wete, wat dink ander van my? Broer en suster, wat het ons nou gehoor? Ek hoef nie bekragtig te word deur ander mense en wat ander mense van my dink nie. Hier is God se woord wat na my toe kom. Dis God wat vir my sê, ek wil nie jy moet in 'n tronk van minderwaardigheid lewe nie. Ek wil jou bevry uit hierdie tronk uit. Ek wil jou bevry van jou verlede en mense wat jou daar geplaas het. Ek wil jou help vergewe. Ek wil my godsbeeld wat ek van jou het, wil ek in jou herstel. Want wie jy is en wat jy is, jou identiteit lê net in een mens. En dit is die mens wat jou wonderbaarlik aan mekaar geweef het. En dis God die Vader. Lauren Daigle sing ook verder in haar lied. In you I find my worth, my identity. In u vind ek my waarde, my identiteit. En as ek dit vind, broer en suster, dan kan ek kan gemaklik wees in my vel. Ek kan my unieke self, hoe God my geskep het, kan ek omhels met alles binne in my. Ek is geliefd. Dit is 'n lewenslange reis van selfaanvaarding, om my by 'n plek te bring, dat ek my selfvertroue kan uitstraal. Broer en suster, glo elke woord wat God oor jou uitspreek, wat God oor jou sing. Ons is in koninkrykstyd. God sê, jy's 'n koningskind. Hy kroon jou met eer en met aansien. Jy is goed genoeg in sy oë, want hy sê, jy is goed genoeg. Ek wil afsluit met die woorde van Neil T. Anderson wat sê, hoe meer jy herbevestig wie jy in Christus is, hoe meer sal jou gedrag en oortuigings jou ware identiteit begin weerspieël. Dis 'n lewe van anders glo oor wie ek is. Dis 'n lewe van anders dink oor wie ek is. Dis 'n ander lewe in oorvloed, want ek lewe uit my identiteit en hoe God my as sy kind sien. Kom ons sluit net vir die volgende oomblik die oë, en ek wil 'n gedeelte lees wat 'n vrou geskryf het oor haar eie lewe en hoe sy haar identiteit beskryf. Here, ek is nie 'n troonbestyger nie, en ek ry nie in 'n koets nie. Ek sukkel om genoeg petrol in my ou ryding te kry. Ek kan nie ontwerpersklere bekostig nie. Ek koop by winkels waar klere goedkoop kan kry. Ek dra handgemaakte kostuumjuwele. Ek leef 'n eenvoudige lewe, en ek sal nooit namaak nie. Ek sal nie 'n voorblad haal nie, maar ek bly elke dag in die veilige omhelsing van u sorg. My glans lê in u, wat deur my straal. My eenvoudige sorg, dat u deur my krake skyn. My naam is op u handpalm, nie in die hart gegraveer, en ek dra reeds 'n ewigheidskaratkroon. Here Jesus, hoe ryk is ek, skatryk in genade liefde. O man van die kruis in die leë graf, hoe lief het ek u, myself en ander. Amen. Broer en suster, mag jy glo, elke woord glo, wat God oor jou uitspreek. Gaan leef dit, want God sê vir jou, die Here jou God is by jou.
Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde oor jou. En hy jubel en juig oor jou. Amen.